Amen. Amen, liewe luisteraar, dis weer vir ons 'n voorreg om van die groot positiwiteit te praat wat na ons gekom het. Jy weet, daar was nooit 'n groter verrassing vir my as toe ek die eerste keer Lukas 2 vers 12 lees. Dis so 'n wonder om te dink dat dit waarvoor die mense so lank gewag het ewe skielik plaasgevind. En hier verskyn aan die skaapwagters hier in die nag, terwyl hulle na die vee omsien, gebeur daar skielik iets en hier in die lig verskyn in engelskare. Luister net weer daarna. Dit was vir my die grootste verrassing geweest. Hy sê, en dit is vir julle die teken dat julle 'n kindjie sal vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens in welbehae. Ewe skielik gebeur daar iets en die groot God van die hemel kom maak sy welbehae aan die mens bekend. Om te dink dat hierdie God wat gekom het so 'n groot verrassing vir die mens gebring. Toe Johannes die Doper daar loop en hy sien ewe skielik vir Jesus, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat 'n groot verrassing. 2 Korintiërs 5 vers 9 die sê dat jou sonde nooit weer aan jou sal toegereken word nie. Dit is die grootste verrassing wat ooit na die mens toe kon kom. En dan wanneer Paulus byvoorbeeld daaroor skryf in Galasiërs 5 vers 1, dan sê hy, broeders, staan nou in hierdie vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder 'n juk van slawerny laat plaas nie. Kolossense 3 vers 9 en 10 sê, lieg nie meer vir mekaar nie. Luister net daarna. Vers 9. Dit is Kolossense 3 vers 9. Hy sê, lieg nie vir mekaar, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Jy weet mos nou, toe Christus kom om die sonde weg te neem, toe sterf hy vir die sonde van die wêreld. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons sonde gesterf nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kan jy dink die groot verrassing wat gekom het? En as jy nie daardie realiteit kan snap en dit vasvat en in 'n ewige vryheid en 'n ewige blydskap staan, my sonde is weggeneem, dit sal nooit weer aan my toegereken word nie. En nou waarsku die skrif ons hier in Kolossense 3 vers 9. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Julle weet mos nou, Galasiërs 2 vers 20 sê, weet julle nie, dan nie, dat julle het saam met Christus gesterf. Julle leef nie meer nie, jou ou lewe is weggeneem. God gee vir jou 'n splinter nuwe lewe, die verborgenheid van die evangelie. Dit wat beskryf staan in Kolossense 1 vers 26 en verder. Ek haal vry aan, hy sê hierdie verborgenheid was verborge vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in julle, die hoop van die lewe. Die enigste hoop wat jy het, is dat Christus is nou jou lewe. Jy het nie meer daardie ou lewe wat deur hierdie rowwe en woeste wêreld gegaan het, wat in sonde en ongeregtigheid was. Jy het nie meer daardie lewe nie. Daardie lewe het saam met Christus gesterf aan die kruis. Jy het nou 'n splinter nuwe lewe, die lewe van Christus. 'n vryheid wat vir jou gekom het.
Ek herhaal weer Galasiërs 5 vers 1. Paulus skryf, staan nou in hierdie vryheid, waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder 'n juk van slawerny. Moenie weer laat iemand jou bedrieg en vir jou sê jy's 'n sondaar of sonde sal teen jou gereken word nie. Want dan maak hy die kruis van Christus absoluut van geen waarde nie. Hy verydel die kruis van Christus. As jy vir enige iemand sê dat hy nog 'n sondaar is, dan verydel jy die kruis, want jy moet nou in die siening van God staan. Jy moet sien wat hierdie groot God, wat die wêreld so lief gehad het. Dit is so gelooflik wat die skrifte sê, dat hierdie groot God was so verlief op die mens, op hierdie kreatuur wat hy geskep het in sy eie beeldnis, in sy eie gelykenis. En hy kon nie die realiteit sien dat dit ooit 'n mislukking kan wees nie. En hy kom en hy in Christus Jesus, 2 Korintiërs 5 vers 20, God was in Christus toe hy die wêreld met homself rekonsilieer. Dit is die boodskap van die kruis. Dit is die boodskap van die gelowige, dat jy hierdie groot werklikheid sal sien wat vir jou plaasgevind het, wat vir die wêreld plaasgevind het, dat hulle sonde weggeneem is, dat hulle nou 'n ewige erfdeel in die hemel het. Maar jy moet dit glo. Jy moet sonder geloof onmoontlik om God te behaag. En die skrif sê dit oor en oor. Hebreërs 11 vers 6. Jy verydel die kruis as jy enige iets teen dit praat wat God kom doen het. Ek meen, as jy nou van sonde wil praat, wil jy nou sonde groter maak as hierdie groot God wat die sonde kom wegneem het. Dis onmoontlik, mense. Laat ons nou na die werklikheid van die skrifte kyk. Laat ons daarin ons blydskap vind, dat hierdie groot God, en dat ons 'n blye boodskap aan die mensdom kan bring, dat hierdie groot God het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem, om die mens weer te aanvaar in beeldnis en gelykenis. En dit is so kosbaar as jy hierdie realiteite sien. Jesus, toe hy sy laaste boodskap vir die disippels gee, Matteus 28 vers 19. Toe sê hy, gaan nou heen, predik hierdie evangelie. Jy sien, as jy nie die evangelie preek, wat aan die kruis gebeur het nie, dan het jy geen evangelie nie. Hy sê, en leer hulle om alles te doen wat ek julle beveel het. Hy beveel dat jy hierdie realiteit bekend sal maak, dat hy aan die kruis gesterf het, dat hy net gekom het vir jou, dat hy jou sonde kom vrymaak het. Luister net hoe skryf 2 Korintiërs 4 oor hierdie realiteite. Ek dink ek gaan soms so van vers 1 af lees. Hy sê daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Ons sal aanhou preek dat die mens vrygespreek is. Ons sal aanhou preek dat die verlossing het vir elke mens gekom en dat elke mens vrygespreek is. Soos Romeine 6 vers 18 en vers 22 sê, nou dat julle dus vrygespreek is. Mense, dis skrif, jy's vrygespreek. Hoe kan jy vir iemand sê hy's nie vrygespreek nie? Hoe kan jy vir iemand sê hy's 'n sondaar? Jy lieg vir hom. 'n Ou moet by die waarheid bly. Mens moet by die waarheid bly. Dit wat hierdie groot God vir ons kom doen het aan die kruis. Hy sê, maar ons het van heimlike dinge wat skandelik is, van hierdie geliegery vir mense om te praat oor sonde en dis ongeregtigheid. Dit wat Jesus se lewe gekos het om weg te neem. Het ons afstand gedoen
en ons wandel nie in die listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke mens se gewete aan. Jou gewete gaan mos vir jou sê, as jy net dink weer aan daardie kruisboodskap, dan sal jy mos vir jouself kan sê, hierdie geweldige tentoonstelling van God se liefde was nie verniet nie. Hy het jou kom red, hy het jou kom vrymaak. Jy moet dit net aanvaar. Jy kan dit of aanvaar of verwerp. En daarom sê die skrif in Spreuke, ek dink 18:21, hy sê dood en lewe is in jou tong. Jy moet nou lewe spreek. Hy het vir my gesterf. Hy het my sonde weggeneem. Hy het my in barmhartigheid weer aanvaar. Ek is waarlik verlos deur dit wat hy kom doen het. 2 Korintiërs 3 vers 5 spreek dit so duidelik aan. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het. Hy het ons kom bekwaam maak. Ons het nie 'n bekwaamheid van ons eie nie. Hy het ons kom bekwaam maak. Hy het ons sonde weggeneem. Hy het ons 'n nuwe lewe geskenk. Dit is so belangrik, mense. Nou, ek gaan net verder lees hier in 2 Korintiërs 4. Hy sê in die 3de vers, hy sê, maar as ons evangelie nog bedek is, die evangelie is die blye boodskap wat God vir die mens kom doen het. Jy mag nie enige iets anders predik as dit wat God vir die mens kom doen het nie. En dit is die groot realiteit. Luister weer na vers 3. Hy sê, as ons evangelie, die blye boodskap dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. As jy nog praat oor sonde en ander mense beskuldig dat hulle in sonde en ellende is, dan lieg jy vir hulle en jy lieg vir jouself, want as jy ook nog in sonde. Want God het vir elke mens dieselfde realiteit gedoen. Elke mens se sonde weggeneem en sal daar nooit weer aan dink nie. Nou sê die 4de vers, hy sê naamlik die ongelowiges. As jy nie glo wat aan die kruis gebeur het nie. Dis die enigste rede, dit word ook beskryf in Johannes 16 vers 9. As jy dit nie glo nie, gaan jy verlore. Dit is die enigste ding wat jou kan laat verlore, nadat Jesus die sonde van die wêreld weggeneem het. Enigste ding wat jou kan nou uit die hemel uithou, is ongeloof. Jy lewe en dood is in jou tong, en in jou gedagtes, soos jy dink, so is jy. Spreuke 23 vers 7. Maar nou sê die 4de vers van 2 Korintiërs 4. Hy sê naamlik die ongelowiges, as jy dit nie glo nie, in wie die God van die wêreld jou sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op jou sal skyn nie. Die evangelie het na jou toe gekom om beeldnis en gelykenis, dit wat God jou geskenk het reg aan die begin, het Jesus gekom om weer te herstel, die kruisboodskap, die boodskap dat jou sonde vir ewig en vir altyd in die diepte van die see gewerp is, dat dit nooit weer teen jou gereken sal word nie, en dat jy nou vry is, dat jy in 'n vryheid is waarby Christus jou vrygemaak het. Dit is die geloof waarin jy moet staan. Dit is die vryheid waarin jy moet staan. Dit is die realiteit wat vir jou gekom het, sodat jy aan elke mens die blye boodskap sal bring. Dis die enigste redding vir die mens, om vir die mens te verduidelik dat hy nie 'n sondaar is nie, dat hy 'n heilige van God is, dat God gekom het
om hom bekwaam te maak. Hoe het hy jou bekwaam gemaak? Deur aan jou die ewige lewe te skenk. 'n Geskenk van God. Dat hy jou die wedergeboorte geskenk het. Dat hy jou die bekering, selfs bekering geskenk het. As jy kyk na al hierdie skrifte waarin ons inkyk en gaan, dan wonder 'n mens soms, hoe verblind kan mense wees, dat hulle nie hierdie evangelie kan sien nie. Dit is so belangrik, dat ons in 'n positiewe tyd sal kom, om vir elke mens te sê, prys die Here broeder, jy is vry, prys die Here suster, jy is vry vir tyd en ewigheid. God het jou sonde weggeneem aan die kruis, aanvaar dit, leef in jou blydskap. En is alleen hierdie realiteit, wat ons kan uitdra, en die groot boodskap van die hemel aan die mense bring. Kan jy dink, as jy in die gees terugdink, en jy staan daar saam met die manne wat daar by hulle skapies wag gehou het, die herders, jy staan daar saam met hulle, en jy kyk op in die hemel, en jy hoor, die guns van God is nou weer op die mens. Kan jy dink, die aanvaarding van God, dat hy jou kom bekwaam maak, dat hy jou aanvaar, dat hy daar die sonde wegneem, dat hy dit in die diepte van die see werp, en jy dink daaraan, hoe groot hierdie evangelie is, wat ons aan die mensdom kan bring, en watter blydskap dit nie vir hulle kan wees nie, in steede van om hulle te probeer verneder, en te probeer in ongeloof inbring, en absoluut vir die duiwel en sy demone partytjie reël, want hoe meer jy sonde preek, hoe meer sê hulle, ja, luister man, die mense glo nie wat aan die kruis gebeur het nie, die mense kan dit nie aanvaar nie, juig saam met ons, en jy is absoluut besig om fees te vier, saam met die demoniese magte. Dit is so belangrik, mense, dat ons nou die werklikheid sien, dat ons wegbeweeg van sonde en ongeregtigheid en die vernedering van mense, en absoluut in die volle werklikheid staan. Luister net dat God hierdie bediening beskryf in sy skrifte. Ek het al die vorige vers aangehaal in 2 Korintiërs 3 vers 5. Luister net verder. Hy sê, en as die bediening van die dood, die wet wat jou verneder het en wat gesê het, jy is 'n sondaar, as jy oortree is, jy is sondaar. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die wet is heilig en het gekom om ons die pad te wys, maar die vloek van die wet, die oordeele van die wet, is weggeneem vir tyd en ewigheid aan die kruis. God sal jou nooit weer wetties skuldig kan bevind nie, want hy het jou vrygespreek. So, luister net weer, ek gaan weer vers 13 lees. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kan jy dink dat hierdie groot God van die hemel het afgekom en in Christus Jesus het hy homself verneder om vir ons 'n vloek te word aan die kruis, sodat ons kan vry wees. Mense, daar het 'n vryheid gekom, staan in hierdie vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Nou luister hoe sê vers 2 Korintiërs 3 vers 7. Hy sê, en is die bediening van die dood, dit wat die mens veroordeel, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig,
wat tog moes vergaan. Daardie heerlikheid wat hy gekry het, toe hy die wet gekry het, moes tog vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees, die bediening dit wat aan die kruis gebeur het, hoeveel te meer sal daardie bediening dan nie in heerlikheid wees nie. Mense, dit is so groot en dit is so wonderlik as jy hierdie realiteite kan snap en kan begin glo, 'n gelowige word in die skrifte, gelowig word aan die kruisboodskap, nie 'n halwe boodskap nie, nie iets wat jy nou weer moet verdien nie, iets wat hierdie groot God kom verdien het aan die kruis van Golgotha. Hy het dit namens jou verdien. Daar is geen verdienste meer vir jou nie. Jy staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En luister nou verder na vers 9. Hy sê, want as die bediening wat veroordeel in heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Die bediening wat regverdig maak, toe God Jesus aan die kruis laat sterf, toe maak hy die wêreld regverdig. Hy vergewe hulle al hulle sonde en hy laat toe dat hierdie heerlikheid van die ewige lewe weer vir hulle 'n werklikheid word. Dat hulle ewige hoop het, dat daar vir ons 'n toekoms is. En nou is dit so belangrik dat die skrifte moedig jou oor en oor aan. Bedink nou hierdie dinge wat vir jou gekom het. Moenie die aardse dinge bedink nie, bedink die dinge in die hemele, die groot dinge wat God vir jou geskenk het. Hy sê, want as die bediening wat regverdig maak, is oorvloedig in heerlikheid. So, dis daardie oorvloed wat vir ons gekom het. Dit wat Johannes 10 vers 10 ook so duidelik uitspel. Hy sê, die duiwel het gekom om te slag, te steel en verwoes. Dit wat die mens vir jare in duisternis gehou het, wat kerke gepreek het, julle is in sonde en ongeregtigheid. Maar nee, Christus het jou kom vrymaak, en nou is dit die bediening van vryspraak wat gekom het. Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe en lewe in oorvloed mag hê. Nie 'n geringe lewe nie, lewe in oorvloed in alle opsigte. Hy het jou kom verryk in alle opsigte. Dit is so belangrik as jy in hierdie skrifte bly en absoluut begin notas maak en inkyk in die vryspraak, sien hierdie groot heerlikheid wat God vir jou gebring het. Prys sy wonderlike naam om te dink, hy was so goed dat hy ons die vryheid geskenk het. Amen.